Môre, dis Maandag die 22ste Junie en ek hoop dat jy vandag God se genade in jou wedloop kan sien. En ek weet, Maandag vat soms 'n bietjie meer moed as gewoonlik. Nou weet jy wanneer 'n maratonatleet opgee? Dis nie by die eerste kilometer of selfs by die 10de kilometer nie, maar by die 35 kilometer merk. 7 kilometer van die eindstreep af. Nadat hy of sy alles gegee het, sê alles in hom of haar, ek is nou klaar. En dit is die gevaarlikste plek om te wees. Nie aan die begin nie, ook nie aan die einde van dit wat jy geken het nie. En ek wonder of jy vandag by jou eie 35 kilometer merk is. Jy weet die naweek is verby, die week lê voor en vir sommige van ons is dit nie net 'n nuwe week nie. Dit voel soos nog 'n week van dieselfde. Jy stap, jy bid en jy wag en dan is dit weer Maandag. En jy wonder of God gehoor het. Jy wonder of die belofte nog geld. Jy wonder of dit ooit gaan verander. Jy is nie die eerste wat so voel nie, maar jy is ook nie die laaste nie. En gelukkig het die Bybel vanoggend vir ons twee verhale. Albei vir dieselfde tipe mens. Die een wat nie wil opgee nie, maar regtig moeg is. Ons begin te lees uit Numeri 14 vers 24. Maar my knegt Kaleb, omdat 'n ander gees in hom was en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het en sy geslag sal dit in besit neem. En dan in Hebreërs 12 vers 1 en 2. Laat ons met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Kom ons gaan terug na waar hierdie verhaal begin het. Nou Moses stuur 12 verspieders na Kanaan, 12 mense, 40 dae lank. 10 kom terug en hulle sê, ons kan nie. Die mure is te hoog, die mense is te groot, ons is vir sprinkane in hulle oë. Maar dit is nie die ergste nie. Die volk gaan in hulle tente in en hulle ween die hele nag lank. Hulle sê vir mekaar, as ons maar in Egipte gesterf het, of hier in die woestyn, ons wil 'n nuwe leier hê, ons wil teruggaan na slawerny in Egipte. Nou hulle is klaar met God, klaar met die belofte, klaar met die woestyn. En God se oordeel val swaar oor hulle. Hy sê hierdie generasie sal nie ingaan nie. Elke man bo 20 sou sterf in die woestyn. Maar nie almal nie. Joshua en Kaleb skeur hulle klere. En ons almal ken vir Joshua, die groot leier. Maar vanoggend fokus ons op Kaleb. Hy het geen boek, geen groot naam. Hy's net 'n dienskneg. En hulle sê saam vir die volk, God is met ons, wees nie bevrees nie. En die volk wou hulle stenig. Want 'n man wat nog glo, maak die ander ongemaklik. Maar hoor hoe mooi God spreek. My knegt Kaleb, omdat 'n ander gees in hom was. God het hom gesien. God het sy naam onthou. Maar hy moes nog wag. 40 jaar lank, saam met die volk, wat hom wou stenig, elke dag in die woestyn, sonder erkenning, sonder spoedige beloning. Hy moes sien hoe een na die ander sterf, en net stap. En toe, 40 jaar later, toe hy 85 jaar oud is, staan hy voor Joshua en hy sê, gee my die berg, God het dit beloof en God vergeet nie. Nou waar kry Kaleb dit vandaan? Ons kyk en ons dink, dit is dalk sy karakter, sy wilskrag, sy sterk persoonlikheid, maar die teks self sê iets anders, omdat 'n ander gees in hom was. Nie Kaleb se eie gees nie, 'n ander gees, 'n gees van bo. God het dit aan hom gegee, maar onthou, in Kaleb se tyd het die gees op spesifieke mense gekom, vir spesifieke take, vir 'n spesifieke tyd. En jy en ek leef na Pinkster. Jesus het gesterf, Jesus het opgestaan, en Jesus het die gees in sy volheid op elke gelowige uitgestort. Kaleb
het 'n maat van die Gees ontvang. Jy het die volheid. God vra nie vir jou eie gees nie. Jou eie gees is moeg. Jou eie gees is uitgeput. Maar hy gee jou sy gees. En daai gees hou nie op nie. Maar hoe ontvang jy van daai gees? Hebreërs 12 gee die antwoord. Vestig jou oë op Jesus, die leidsman. Nou die woord leidsman in Grieks is argeos. Dit beteken meer as 'n pionier. 'n Argeos is nie net iemand wat voor jou uitstaan nie. 'n Argeos is die outeur, die bron, die een van wie iets afkomstig is. Jesus is die outeur van jou geloof. Hy het dit in jou gewek. Dit het van hom gekom. So jy hou nie aan loop deur harder te probeer nie. Jy hou aan loop deur meer van hom te ontvang. Hou aan stap. Die leidsman gaan voor jou in. En dan is daar nog 'n woord, volëinder. Leidsman sê hy staan aan die begin. Volëinder sê hy staan ook aan die einde. Hy wat jou geloof begin het, sal dit ook voltooi. Die outeur sluit die boek. Hy sal nie halfpad vasval nie. En die vers 2 sê nog iets wat ons nie kan verbygaan nie. Vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het. Nou watse vreugde het Jesus gehad? En dit is jy. Jy was die vreugde wat voor Jesus gesit het, toe hy aan die kruis ingegaan het. Jou naam was in sy hart, toe hy sterf, toe hy opstaan. Jy is nie 'n toevoeging tot die verhaal nie. Jy is nie 'n noot onderaan die bladsy nie. Jy is die rede vir die kruis. En as Jesus dit kon doen vir jou, kan hy jou ook deur die woestyn dra. As hy die kruis kom dra, met jou naam in sy hart, kan hy jou ook vanoggend by jou wees in jou woestyn. Hou aan stap. Die volëinder wag vir jou aan die einde. Kom ons bid saam. Here onsse God, dankie dat U 'n God is wat onthou. Dankie dat U Caleb se naam onthou het, na 40 jaar in die woestyn. En dankie dat Jesus die kruis ingegaan het vir 'n vreugde, en daardie vreugde was ons. Here, vergewe ons wanneer ons op die mure kyk in plaas van op U. Vergewe ons wanneer ons op ons eie krag staatmaak in plaas van op U Gees. Gee ons dan dieselfde Gees, die Gees van volharding en geloof. Help ons om ons oog te vestig op Jesus, die outeur en volëinder van ons geloof. Laat ons nie opgee nie, Here, want U vergeet nie U kinders nie. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Vriende, is jy by jou 35 km merk? Onthou, jy hoef nie die antwoorde te hê nie. Jy hoef nie die teologie te verstaan nie. Jy hoef net een ding te doen. Kyk op. Kyk op na Jesus en ontvang van hom. Dis al. Hy begin nie net met jou geloof nie, hy voltooi dit ook. Hou aan stap vandag. Die volëinder wag vir jou aan die einde. Ek hoop jy het 'n geseënde Maandag.